My hande hef ek op na U. Ek loof U naam en buig voor U, want U is hier. Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening. Vanoggend weer hier by julle met 'n woord wat van die Here kom. Ek wil graag vanoggend vir ons uit Spreuke 3 wil ek graag vir ons lees. En dit is 'n seun, 'n vader wat met sy seun praat. Nou kom ons lees en ons hoor wat sê hy hier. Hy sê, my seun, vergeet my onderwysing nie en laat jou hart my gebooie bewaar. Dis Spreuke 3 vers 1. Want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals. Skryf dit op die tafel van jou hart, dan sal jy genade vind en goeie insig in die oë van God en van mense. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en 'n verkwikking vir jou gebeente. Vereer die Here uit jou goed en uit die eersteling van al jou inkomste. Want dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskype oorloop van mos. My seun, verag die tug van die Here nie en laat sy kastyding nie jou weersin wek nie. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet. Ja, soos 'n vader die seun in wie hy 'n behae het. Ek gaan net vir ons tot daar lees. Spreuke 3 vers 1. 'n Vader spreek tot sy seun en ek wil hê ons moet na 'n paar van hierdie goed kyk. 'n Paar uitgeligte gedeeltes in hierdie Spreuke 3. My seun, vergeet die onderwysing nie en laat jou hart my gebooie bewaar. So die eerste ding wat ek hier uitkry, ons moet sien dat God die Vader met ons as sy kinders praat. Dan sê hy, vergeet die onderwysing nie. Nou, wanneer vergeet ons die onderwysing? Dit is gewoonlik wanneer ons nie meer onder die geklank van die woord van die Here sit nie. En gedurig deur met sy woord in die binnekamer sit en dit oorlees nie. En vir ons 'n dissipline in ons lewe bewerk het om gedurig deur onder die onderwysing van die Here, dit is met die Bybel te kan sit, of binne in die kerk. Julle mense het kerk oor die algemeen so begin afskeep, né? Nou dink julle, is belangrik om kerk toe te gaan. En as jou antwoord nee is nie belangrik nie. Nou hoekom sal God soveel moeite doen om gesalfde manne, hy salf manne, hy salf vroue, hy kom en hy kies hulle uit die wêreld uit, hy laat hulle werke los, sodat hulle kan gaan onder roeping om die woord van die Here met 'n sterk salwing te gaan bedien. As dit dan nie belangrik is om in die huis van God onder hierdie tipe prediking te sit, sodat hierdie tipe salwing jou kan aanraak nie. Julle, dis uiters belangrik om onder die geklank van die woord van die Here te kom. Daarom het die Here spesifieke manne uit die besigheidswêreld uitgeroep of uit die samelewing uitgetrek. Hy het 'n Heilige Gees salwing op hulle gelê, dat wanneer hulle spreek, dat hierdie woorde met 'n salwende krag van God in hulle harte kan penetreer. Dis baie belangrik om onder die geklank van die woord van die Here te kom, onder manne en vroue wat spesifiek geroep is vir hierdie doel. Want hoor nou wat sê hy dan, want as jy dit nie vergeet nie, en jy sit gereeld onder die geklank van die woord van die Here, en jy is getrou daarin, hoor wat sê hy, dan sal dit vir jou lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. So julle, ek wil net vir julle sê, kom ek en jy, maak moeite daarvan dat die woord van die Here belangrik in ons lewens is, want dit bring lengte van dae, jare van lewe
en vrede vir jou en my. Maar nie net dit nie. Nou kom hy verder en hy sê, laat liefde en trou jou nie verlaat nie, bind dit om jou hals en skryf dit op die tafel van jou hart. Liefde en trou. Dan sal jy genade vind en goeie insig in die oë van God. So as God by jou liefde en trou ondervind, gaan hy vir jou goeie insig gee, jy gaan genade by God vind, in die oë van God, en nie net in die oë van God nie, in die oë van mense. Kom ons bly onder die geklank van die woord van die Here, en laat ons in liefde en trou beweeg. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ek wil net hierdie vraag vra, hoe baie bid ons voordat ons besluite neem? Bid ons en sê, Here, lei my. Hy sê hier, vertrou op die Here. Wanneer jy vir die Here vra, Here, moet ek hierdie huis koop? Of moet ek hierdie plaas koop? Of moet ek hierdie kar koop? Here, is dit reg in die oë? Neem ek die regte besluit? Is ons getrou in dit? Hy sê, en moenie op jou eie insig steun nie. Hoekom nie? Want die Here kan dinge sien wat ek en jy nie kan sien nie. En dan, as ons hom in alles ken wat ons doen, dan bewaar hy ons. Nou sê hy, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Ons het in hierdie lewe het ons so baie optrane en stryd in die dinge en alles, né? Maar dis dalk om ons die Here nie in al ons weë ken nie. Dan sê hy, wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dan, dit sal 'n genesing wees vir jou liggaam en 'n verkwikking vir jou gebeente. Dan sê hy, vereer die Here uit al jou goed en uit die eersteling van jou inkomste. Dis jou tiendes en jou offerandes en nog bo-op dit wat jy dan doen. Julle, baie min mense is getrou in hulle tiendes en hulle offerandes, né? Hulle wil nie dit doen nie. Hy sê, maar vereer die Here uit al jou goed. Nou glo jy God is God en dat hy bonatuurlik wonderwerke kan doen, dan sal jy getrou wees in tiendes, offerandes, en saai om in mense se lewens in te saai, né? Want hier kom 'n belofte saam met dit as jy dit doen. Dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos. Ek gaan net tot daar vir ons gaan. Julle, ek wil vandag vir julle sê, toe ek hierdie stuk nou weer lees, toe besef ek dat die Here vir ons 'n boek gegee het, die Bybel, né? Dat hy gesalfde manne en vroue uit die normale loop van die lewe uitgetrek het en 'n salwing op hulle gelê het om die woord met liefde te bring. En ons moet onder daai salwing en daai bediening van die woord van die Here inkom. Dan kom al hierdie beloftes wat ek hier in 'n paar verse met jou gedeel het tot verwerkliking in jou lewe. Kom ons doen dit. Ek wil graag vir jou 'n gebed doen. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U seun, Here. Vader, ek vra U nou, Here my God, dat U hierdie woord diep in die harte van manne, vroue en jong mense sal plant. Here my God, o Here, want toe U hierdie woord gegee het, het U bedoel om te seën, Here. Maar U verwag dat ons gehoorsaam moet wees aan U woord, sodat al hierdie beloftes oor ons kan kom. Here, ons dank U daarvoor en ons ontvang dit nou so in Jesus se naam. Amen. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien, baie liefde en seëning vir julle. Amen.